Hallo daar! In hierdie video gaan ek jou gou wys hoe om met 'n sinreëlsom te werk met geslote vektordiagramme. So, hierdie tipe somme kom in verskillende maniere voor. Gewoonlik sal jy sien die eerste vraag van jou graad 11 vraestel gaan oor kragte wat 'n driehoek vorm. Partykeer gaan hulle in ewewig wees, partykeer gaan hulle nie wees nie. En as hulle in ewewig is, dan gaan daai drie kragte, as jy hulle saamsit, dan gaan hulle 'n driehoek vorm. En as hulle 'n driehoek vorm en jy het 'n hoek en 'n teenoorstaande sy, vir ten minste een van die pare van 3, dan kan jy die sinreël toepas. En in party gevalle is dit die enigste maniere om hierdie goeters uit te werk. Daar is ander maniere om hierdie goed uit te werk. Gewoonlik kan jy hulle opbreek in komponente en as hulle in ewewig is, dan moet die op en die af kanselleer en die kant toe moet uitkanselleer. Maar in sommige gevalle het jy nie genoeg inligting nie en jy word amper geforseer om die sinreël te gebruik. Ons het 'n katrolsisteem wat gebruik word om 'n swaar voorwerp in rus te hou, soos in die onderstaande diagram hierso. So ons het hierso 'n krag wat hierso teen 40 grade werk, ons het hierso krag wat teen 55 werk. Ons het 'n swaar voorwerp wat ons nie weet hoe swaar hy is nie. Hulle wil hê ons moet 'n vektordiagram teken en die kragte en die hoeke aantoon. Okay, so dit is eintlik baie gaaf. Partykeer gaan hulle nie eers dit vir jou sê nie. So dit gaan obviously 'n driehoek wees en dit gaan 'n geslote driehoek wees want dit sê hierso die swaar voorwerp is in rus. Daai sê vir ons dat al die kragte mekaar basies uitkanselleer dat ons nie 'n resultant het nie. Ons resultant is 0. Ek hou daarvan om gewoonlik eers vir myself soos 'n kartesiese vlak te teken. Jy kan hom half imagine asof hy hierso sit. En dan kan jy sien ons het 'n krag hierso wat uitkom teen 'n hoek van 40 daarso en hy is 1 2 8 4 9 5. Ons het 'n hoekie 'n krag hierso wat uitkom. Sy hoek daarso is 55 grade en hy is 1440. En dan het ons gewig wat ons nie weet hoe groot hy is nie. En ons gaan sien 2.3 moet ons die gewig bereken. So daar's 'n ander manier om hierdie som te doen behalwe met die sinreël. Ons kan hierdie twee kragte opbreek in hulle komponente. En ons kan die vertikale komponente vat, hulle bymekaar tel en dan sê die gewig is dieselfde grootte maar die teenoorgestelde rigting as daai twee vertikale komponente som, want die stelsel is in ewewig. So ons weet hulle horisontale komponente kanselleer mekaar uit en hulle twee se vertikale komponente som en die gewig kanselleer mekaar uit. Maar ons gaan gou die sinreël toepas net ter wille van illustrasie vir hierdie video. So tot ons gewig. En ek gaan nou kop tot ster teken basies. So ek onthou as ons kop tot ster teken, dan vat ons daai vektor is 'n pyl en ons sit hom half net so neer op die papier. So in ons koppe tel ek dit in my kop tel ek hom altyd op met my vingers en ek sit hom neer maar sonder om te draai. So ek vat my volgende enetjie daarso, my 40 grade enetjie hierso en ek tel hom op. Ek vat sy stert, ek sit hom neer by die kop en ek teken hom so. Nou my volgende een gaan daai kant toe gaan, sy stert gaan hierso begin, sy kop gaan daar eindig. En voilà, hy is geslote. Dis baie belangrik dat dit 'n geslote diagram is want ons situasie hierso is in rus. So ons het 1440 en ons het 1284,95 Newton hierso. Ons het nie W nie. Okay, kom ons kyk wat se hoeke het ons. Ek gaan nou net vir my 'n kartesiese vlak hierso teken. Ek weet hierdie 128495 hoek, as hy in kwadrant 1 is, hy is hier in kwadrant 1 na. En hierso is hy land hierso in kwadrant 1. So dis eintlik baie maklik. Ek weet daar is 40 grade dan. Sien, daar is kwadrant 1. Kwadrant 1. As jy dit nie sien nie. Dan die volgende enetjie, hierdie 1440 enetjie. Hy land hierso in kwadrant 2. Hy is daarso in kwadrant 2, so dit maak dit baie maklik. Jy sal sien ek teken my goeie sodat hulle basies dieselfde lyk op die driehoek as ek dit moontlik kan help. So ek weet hierso hierdie hoek tussen die horisontale lyn en die pyl is 55. Maar dit gee my nie my hele hoek nie, doen dit. Dis okay, want ek kan dit op twee maniere uitwerk.
En dis amper die trickieste stuk van hierdie hele ding, is net om jou hoeke uit te werk. So ek kan uitwerk hierso, hierdie is 50 en ek weet hierso, kyk daar's verwisselende hoeke. So ek kan dan sien daai is 50. Dis hy. Of ek kon gesê het hierdie is 35, want dis 'n komplement hierso is 'n 90 grade hoek en dan kon ek gesê het daai is verwisselend met daai en daai is 35. So is net 'n bietjie basiese graad 8, 9 wiskunde. Tjuf tjaf. Ons kan die hoeke so uitwerk en dan tans net hierdie twee som en dit is 105. En dit is hoe ons diagram uitwerk. Nadat ek my geslote vektordiagram hierso het, is die gewig uitwerk soos ongelooflik maklik, want ek kan die sinreël gebruik. Of ek kan basies 'n trek gebruik, né, want daar's nogal redelik baie inligting hier. So ons het twee sye, ons het drie hoeke, ons het eintlik net een onbekende sy. The world is your oyster. Jy kan amper enige trek gebruik wat jy hierso wil. Maar spesifiek die sinreël in hierdie video gaan ons gebruik. So vir die sinreël sê ons basies dat as ons 'n hoek ABC het, dan ons teenoorstaande sy hierso is A. Ons teenoorstaande sy hier gaan ons klein letter C noem en ons teenoorstaande sy hierso gaan ons klein letter B noem. Nou, dan sê ons basies dat sin van A op A. Daai verhouding gaan gelyk wees aan sin van C op C en dit gaan gelyk wees ook aan sin van B op B. En jy kan ook die sinreël anders omskryf. Jy kan dit skryf so. Okay. So dan jy kan dit enige manier skryf om wat jy wil, maar die belangrike ding is dat jy genoeg inligting het in een van hierdie stelletjies dat jy een van die ander stelle kan oplos. So byvoorbeeld hierso, ek weet ek moet met C en C werk. Ek weet dit gaan obviously moet in wees daarso want ek soek W. My gewig is my CSI en dan gaan ek een van hierdie ander pare met kies waar ek beide die hoek, want ek het klaar een onbekende, né? So my ander verhouding moet albei hê. So ek moet 'n hoek hê en sy teenoorstaande sy. Kom ons gebruik sin 40. Dis wat ek mee gewerk het, ek het die enetjie uitgewerk het vir die video. So dan kan ons nou net oplos vir W en dit is net kalkulatorwerk en dit is 2163,91 Newton. Okay. Tjuf tjaf. So belangrike ding met die sinreël is jy moet as jy 'n onbekende wil uitwerk, jy moet twee van hierdie pare kies. Jou onbekende gaan een van hulle moet wees of die hoek of die sy en jy moet in die ander paartjie moet jy 'n teenoorstaande sy en 'n hoek hê. As jy nie 'n teenoorstaande sy en 'n hoek het nie, daai kombinasie het nie, dan kan jy nie sinreël toepas hierso nie. En dit is basies hoe dit werk. En drop 'n comment as jy nog sukkel met iets of 'n vraag het oor iets of wil hê ek moet 'n ander afdeling doen en onthou asseblief om hierdie te like en te subscribe en as jy ekstra ondersteuning nodig het met enige wetenskap goedjies, kom loer asseblief na my klaskamer. Okay, met 'n lekker dag hê. Bye.